die boodskap wat ons terugbring is 'n positiewe boodskap van hoop. Die FSA en die Amerikaanse regering wil baie graag normale verhoudinge met Suid-Afrika hê. Hulle wil baie graag handel dryf met Suid-Afrika en die verhoudinge vorentoe uitbou. Maar die probleem is, daar is duidelike probleme met sekere dinge in Suid-Afrika wat nie reg is nie. En hulle is genoem deur die Amerikaanse regering: Kill the Boer, Kill the Farmer, plaasaanvalle, regstellende aksie, onteiening sonder vergoeding. En ons boodskap wat ons terugbring is, kom ons maak daai goed reg. Kom ons gee aandag daaraan dat verhoudinge genormaliseer kan word, dat ook die Afrikaner en ander minderhede 'n goeie en 'n veilige toekoms hier het. En ons wil nie sien dat iemand Suid-Afrika uitgaan na 'n ander land toe nie. Ons toekoms is hier, ons is van Afrika. With regard to farmers, black and white, doesn't matter. With regard to workers in the rural areas, there is an insistence, a condition that the United States Trump administration wants the South African government to proclaim that as priority crimes immediately, and that it should be investigated, all incidents by the Hawks or some institution on that level. That was the first one. The second one was that the ANC should publicly, unequivocally denounce kill the Boer, kill the farmer. The third one dealt with the whole question of expropriation without compensation. And the argument was put, and the condition that was set was to say there can be no expropriation without fair market compensation after all the legal steps were taken in terms of what is needed in terms of the rule of law. And the last one dealt basically then as a precondition with black economic empowerment. And the condition was that American entities and American firms should be exempt from those race-based policies that were mentioned just now as non-tariff trade barriers in order to normalize relations between the United States and South Africa. Omdat hierdie afvaardiging na die VSA eintlik 'n besigheidsmandaat het ons in al ons gesprekke die kwessie van handel opgehaal. En as jy oor handel wil praat met die Amerikaners, dan is die eerste vraag: wat van die toekoms van AGOA? Vir ons as boere is dit verskriklik belangrik, die hele wynbedryf, die neutebedryf, die sitrusbedryf, sagte vrugte. Ons is almal afhanklik van hierdie voordele wat ons het onder AGOA. En natuurlik die nuwe tariewe dispensasie wat aangekondig is, wat ons baie onkompeterend maak. Ek was verbaas uit die gesprekke met die amptenare en ook met die dinkskrams om te hoor dat die koel is nie deur die kerk vir AGOA nie, die besluit oor AGOA is nog nie geneem nie. Niemand het nog gesê ons gaan noodwendig uitgeskop word nie. Inteendeel, die gesprek wat hieroor gaan volg, hang baie af van hoe die boodskap hier aanvaar word. Daardie boodskap wat vir ons gegee is in die Withuis, dat alle handel in die toekoms gaan afhang van of ons aan hierdie vereistes kan voldoen. En daai vereistes is baie eenvoudig. Plaasmisdaad, veral plaasmoorde as 'n prioriteitsmisdaad hanteer moet word en dat die valke dit moet ondersoek. Dat die ANC hom moet distansieer van kill the farmer, kill the boer. Onteiening, markwaarde vergoeding gegee moet word, soos bepaal deur 'n hof aan die einde van 'n regsproses. En dat Amerikaanse sake wat investeer in Suid-Afrika nie aan swart ekonomiese bemagtigingsmaatreëls onderwerp moet word nie.